Goeiemôre, dit is Saterdag 15 Augustus 2020. Ek het gevoel om vandag iets prakties met jou te deel. Ek wil met jou praat oor 'n gefokuste wandel met God. Wat ek daardeur bedoel is dat wanneer jy bid, sing of sommer net met God praat, jy dit met 'n volkome hart, 'n gedagte wat op God alleen gefokus is, doen. En deurgaan met hom, nie net wanneer jy so voel nie. Ek weet dit is nie altyd maklik nie, want jou gedagtes dwaal mos, en veral wanneer dit by jou verhouding met God kom. Daar is verskriklik baie verwysings in die Bybel na beide 'n oproep van God na die mens om met 'n volkome hart hom te soek, of 'n besluit van die mens om met 'n volkome hart die Here te soek. Ek wil net eers 'n paar van die konings van Israel uitsonder in hulle wandel met God en dan 'n praktiese toepassing met jou deel. Salomo is een van die konings vir wie God gesê dat as hy met 'n volkome hart voor hom sal wandel, hy Salomo se koninkryk sal vestig. En Salomo het dit bevestig. 1 Konings 8 en 9. Het hy dit reg gekry? Soos ons verder in die geskiedenis lees, sien ons dat vroue en hulle gode het sy aandag van God afgetrek en sy hart was nie meer volkome op die Here nie. Die ander koning was Hiskia. Hy het 'n bietjie meer gefokus op God geleef, maar ook nie volkome nie. Die dag toe hy dodelik siek geword het, het hy tot die Here geroep en die profeet Jesaja het na hom gegaan met goeie nuus. Ons lees in Jesaja 38 vanaf vers 3. Hiskia het gesê: "Ag Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë." En Hiskia het bitterlik geween. En toe die woord van die Here tot Jesaja gekom het en gesê: "Gaan sê vir Hiskia, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed verhoor, jou trane gesien. Kyk, ek sal 15 jaar by jou lewe byvoeg." Daardeur kan ons nou nie aanspraak maak op 'n verlengde lewe op grond van wat God vir Hiskia gedoen het nie. Maar die uitdaging is voor jou en my. Wandel volkome voor God, altyd, doelbewus. Die King James vertaling oor Hiskia se gebed lees: "I have walked before thee in truth and with a perfect heart." Oor koning Asa was die volgende gesê, 2 Kronieke 16:9. "Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Ongelukkig moes hy hoor, hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees." Die woord wat ons as volkome of onverdeeld lees is perfect in die King James. Ander vertalings het die woord as true heart of whole heart vertaal. Die oorspronklike woord is shalem in die Hebreëus. Soos wat klink dit vir jou? Shalem, shalom. Wat shalem ook na vertaal word is vredevolle, stil, rustige hart. Hier is niks magies nie, dit is net 'n rustige, gefokuste, vredevolle gesels met God en met dieselfde gefokustheid sy woord te oordink. Beide konings Salomo, Hiskia en Asa het die geleentheid gehad om die Here met 'n volkome, vredevolle, stil en gefokuste hart te dien, maar het nie daarmee volgehou nie. Die storie word vertel dat toe Napoleon sy offisiere met 'n jong man voor hom laat staan, met die versoek dat Napoleon moet bevorder, was sy vraag geweest: wat het hy gedoen om bevordering te verdien? Die offisiere antwoord dat hy vroeër die week deur uitstekende seinwerke oorwinning van die manskappe bewerk het. Napoleon se vraag was verder: en die dag daarna? En die dag daarna? Napoleon het nie weer die jong man gesien nie. Ons wil soms op die skouer geklop word op een klein oorwinningkie en vergeet dat daar 'n lewenslange reis voorlê om met volharding, gefokus, vredevol en met 'n rustige hart aan te hou om die Here se teenwoordigheid op te soek. Hy wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Kom ek bid vir jou. Hemelse Vader, op grond van die geskiedenis en dit wat ons leer daaruit, help vir ons om gefokus op U te bly lewe en wandel, dat ons aandag op U sal volkome met 'n volkome hart
U te dien, end uit. Dra vir ons deur, help vir ons daarmee. In Jesus naam. Amen. Geseënde dag vir jou.